in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament het lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n dagelijkse basis, ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 24 en die opskrif lees: Paulus verantwoord sy optrede voor Felix. 5 dae later het die hoofpriester Ananias saam met 'n paar van die familiehoofde en die advokaat Tertullus daar aangekom. Hulle het hulle aanklag teen Paulus aan die gouverneur voorgelê. Paulus is ingeroep en Tertullus het die aanklag begin voorhou. Hooggeagte Felix, deur u toedoen lewe ons nou al lank in vrede, en deur u beleid het daar vir ons volk goeie transformasie plaasgevind. Dit verwelkom ons altyd en oral met alle dankbaarheid. Ek wil u egter nie nog langer vermoei nie, en daarom versoek ek u om met u kenmerkende welwillendheid kortliks na ons te luister. Ons het bevind dat hierdie man 'n absoluut verderflike invloed is. Hy maak dat al die Jode oor die hele wêreld in opstand kom. Hy is 'n leier van die Nasarener sprintergroep. Hy het selfs die tempel probeer ontheilig en toe het ons hom gearresteer. U sal self agterkom waaroor ons hom aankla wanneer u hom oor hierdie dinge verhoor. Die Jode het ook gepraat en bevestig dat dit is soos Tertullus sê. Op 'n teken van die gouverneur aan Paulus dat hy moet praat, het hy hom begin verweer. Ek weet dat u al jarelange ervaring het van regspreek oor Joodse sake. Daarom stel ek my verweer met hoë verwagting. U kan selfs agterkom dat ek nie meer as 12 dae gelede in Jerusalem aangekom het om by die tempel te aanbid nie. Verder het niemand my in die tempel gekry dat ek met iemand stry of dat ek in die sinagoges of in die stad betogings organiseer nie. Dit waarvan hulle my nou beskuldig, kan hulle ook nie vir u bewys nie. Dit erken ek egter wel voor u. Die God van my voorvaders dien ek volgens die pad. Hulle noem ons 'n splintergroep. Ek handhaaf alles wat in die wet voorgeskryf is en in die profeteboeke geskryf staan. Ek het my hoop op God gestel, iets wat hulle self ook verwag, dat God die opstanding van die goeies en die slegtes gaan laat plaasvind. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Na baie jare het ek teruggekom om my volk met 'n finansiële bydrae te help en om aan God te offer. Ek was nog besig met die offer in die tempel, pas klaar met die reinigingshandeling toe hulle my kry. Daar was nie 'n skare nie en ook geen oproer nie. 'n Paar Jode van die provinsie Asie was wel daar. Dit is eintlik hulle wat hier voor u moes gewees het en die aanklag moes gemaak het as hulle iets teen my sou hê. Of laat hierdie mense sommer nou self sê watter misdaad die Joodse raad gevind het toe ek voor hulle was. Of miskien was dit oor hierdie instelling wat ek uitgeroep het toe ek in hulle midde gestaan het. Ek staan vandag hier voor julle tereg omdat ek aan die opstanding van die dooies glo. Felix, wat nogal baie van die pad geweet het, het toe die verhoor uitgestel en gesê: wanneer kommandant Lysias kom, sal ek oor julle saak beslis. Hy het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om spesiale behandeling te gee en sy eie mense nie te verhoed om vir hom te sorg nie. Na 'n paar dae het Felix met sy Joodse vrou Drusilla gekom en vir Paulus laat haal en na hom geluister oor die geloof in Christus Jesus. Paulus het met hom gepraat oor wat beteken om 'n reg voor God te lewe, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Felix het bang geword en sy reaksie was: vereers kan jy maar gaan en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. Hy het die hele tyd verwag dat Paulus hom sou probeer omkoop en daarom het hy hom heel dikwels laat haal en met hom gepraat. 2 jaar later het Felix 'n opvolger gekry, Porcius Festus. Omdat Felix die Jode 'n guns wou bewys het, het hy by sy vertrek vir Paulus in die tronk gelos. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.